Baie welkom by 'n nuwe Die Reine Wynheid, net hier op RSG se Bekbazaar, saam met my Martelies Brink, waar ons wyn van Suid-Afrika en die wêreld verken. En vandag kyk ons na 'n program wat jong mense ontwikkel vir die wynbedryf en so in die nuwe jaar die toekoms wat vir ons voorlê. Maar eers tyd vir my wyn van die week. My wyn vir die week is 'n ikoon. Dit is ook ligter op die beursie en konsekwent in terme van kwaliteit. Dit is die Alto Rouge. Die oesjaar tans beskikbaar is 2023 en hy gaan vir so R135 'n bottel op hierdie stadium. Altyd 'n lekker wyn om te drink, 46% Cabernet Sauvignon, 27 Shiraz, Cabernet Franc 23, Petit Verdot so 3% en 'n bietjie Merlot met 1% wat bygevoeg is. Maar om vir ons meer te vertel van hierdie wyn, het ek vir die wynmaker Berto van der Westhuizen gevra om ons 'n bietjie meer te vertel, Berto. Die eerste oesjaar was 1922 gewees, ons was nou 2024 wat ons die 100ste oesjaar viering gehad het van die wyn. Aanvanklik het die versnit verstaan uit Cabernet, Cinsault en Shiraz. Waarskynlik so 40% Cabernet, 40% Cinsault en 20 Shiraz. Dit was verouderd in groot stuk vate vir so 24 maande en dan ek dink daar was definitief bottelveroudering ook betrokke, maar vir die eerste 10 jaar was daai wyn in vate uitgevoer na die VK toe. Dit was aan die begin van die eerste oesjaar was daar samples oorgestuur, nou seker maar met die boot daai tyd, en dan toe dit gegaan na Negotia toe in Londen, en die persone het nou gesê, ja, die wyn is fantasties, beste in Suid-Afrika, so hulle wil die wyn nou hê. Emile Joubert het baie oor die goed geskryf. Plaaslik is hy toe eers beskikbaar gewees van hier van 1932, 33 af, en dit was nou kommersieel beskikbaar. Die versnit nou op die oomblik is Cabernet Shiraz, Cabernet Franc, dis die 3 grootes. 'n klein bietjie Merlot en 'n klein bietjie Petit Verdot. En dis omtrent die versnit vir die laaste 20 jaar. Die Cabernet Franc het nou eers bietjie later bygekom, maar verseker weens die kwaliteit van die Cabernet Franc wat ons hier op Helderberg kry, het dit al 'n meer belangrike rol begin speel. En dit was selfs die leidende variëteit gewees. Ek dink 2015 het ons baie goed gedoen ook met die wyn by Veritas en dit was actually Cabernet Franc gewees wat daar gelei het. So elke blok, ek dink die groot geheim van die kwaliteit van die wyn is elke blok word apart bestuur. Jy het nie noodwendig altyd 'n rouge blok en die aandag is minder. Die aandag is dieselfde van die eerste blok tot die laaste blok op die plaas. En ons probeer regtig vir elke blok die geleentheid gun om homself te bewys en om topwyne te maak. En natuurlik word dit apart geoes ook. En selfs binne die blokke is daar obviously sekere dele wat soms vroeër ryp is as ander, en dit word natuurlik dan nou ook word so geoes en apart gehanteer. Daar is so hier en daar 'n komponent of 2 wat voor die tyd versny word en nadat gepres is en nadat AMG deurgegaan het. En dan as dit nou klaar met al daai dingetjies is, gaan meeste van die komponente gaan apart na die vate toe. Die rede daarvoor is die Shiraz komponente gaan so tussen 10 en 12 maande in die hout in wat nou in die rouge versny word en die res van die komponente hardloop so op 16 maande. So dit gee vir jou gemiddeld van omtrent 14 maande. Alles is Franse eik 300 liter vate en die wyn word dan na die veroudering versny, dit word gebottelleer en dan lê dit so tussen 5 en 6 maande in die bottel voor ons hulle op die mark vrystel. Dit aan my wyn vir die week. As jy 'n voorstel wil maak, is jy welkom. Dalk is daar 'n wyn wat jy onlangs gedrink het, ek sal hom gaan opsoek en dan kan ons dit so insluit. Maar gesels met my hier op die Reine Wynheid, brink by rsg.co.za. Jou terugvoer is baie welkom en so verken ons landskap van wyn in Suid-Afrika. En volgende kyk ons na die Cape Winemakers Guild se Protégé program en 'n wynmaker wat so baie van hierdie jong mense al gelei het in die wynbedryf. Sing nog. Nee, wag toe. Jy sing so mooi. Is jy aldag dat die kellermeester van De Grendel vir jou kom sing in die ateljee nie, Charles Hopkins? Klink soos Pieter Barnard. Ja, nee, hy is mos so 'n groot sanger, 'n bietjie meer in die opera rigting, maar dis so 'n groot voorreg om julle in die ateljee te verwelkom. Soos ek gesê het, Charles Hopkins is hierso, kellermeester van De Grendel. Hy het daai keller self help ontwerp en gebou. Toe hulle gesê het, kom, ons wil asseblief wyn maak hierso by De Grendel. Langsom Morgenstein, wynmaker, en dan Karabelo Masoleng. Sy is tans by Hamilton Russell en sy is een van die protégés wat Charles nou al
gehad het in sy kelder in terme van opleiding. Welkom julle, lekker om julle hier te hê. Baie dankie, ja, voorreg om hier te wees. Hoeveel is dit nou, Charles? Ek het gelees 13, is dit nou al meer as dit? Nee, dit is al 16 al. Jo. 16 en is ongelooflik, Martelies, ja, elke jong persoon is 'n persoonlikheid van sy eie en eie ideale en drome en mens kan nou ure lank daarvoor uitbrei. Dit is ongelooflik om met verskillende diverse jong mense te werk uit verskillende agtergronde. Regtig waar 'n voorreg. Ek geniet elke oomblik daarvan. So die Protégé program is deel van die Cape Winemakers Guild. Kan jy vir ons vertel, jy's deel van die gilde? Ja, ek is. En waar dit begin het. So wat toe ons verwys na 16, dis 16 mense wat nou al hierdie internskappe by die Grendel deur Charles gehad het en ons praat baie oor vernuwing in die program, die fokus op 'n nuwe, ons gaan die Merlot ook nou 'n bietjie proe, 2022 Merlot wat hulle vrystel en die nuwe toekoms van wynmaak in Suid-Afrika, Charles. Ja, as ek net so vinnig 'n stappie kan terugsit, jy weet, ek was nou bevoorreg om te, soos jy genoem het, deel te wees van die gilde en ons het destyds 'n manier gesoek om by die gemeenskap in te skakel, wynplase, jong mense geïdentifiseer en dan veral op landbouskole gefokus en dan maar die jong persoon kom staan met 6 en hy sê hy wil 'n wynmaker word en dan as hy klaar is word hy 'n ingenieur. Jy weet, ons kan nou nie in so 'n persoon belê nie. En toe het ons nou Philip Constantius was eintlik daai tyd voorsitter en hy was die mynbrein van die Protégé program of 'n dag dryf Louisstryd van in die Elsdit en dit in 2006 begin en kan jy glo 38 jong wynmakers is deur die Protégé program en daar's natuurlik die heeltyd dit is 'n kontinuerlike proses en is jong mense van meestal uit die platteland uit en ek het jong persone gehad van Steenkop en Zoar en Pineal en Bredasdorp as dit daarop neerkom. Carabello is van Bredasdorp oorspronklik van die Aliwal Noord, maar ouers het toe Bredasdorp toe getrek en sy daar groot geword. Maar dis regtig waarin ek dink vir my die lekkerste storie was om met Morgan. Hy het begin as 'n protégé. Ons het 'n behoefte gehad aan assistent wynmaker. Ons het hom aangestel na sy 3de jaar en hy's vandag die wynmaker en ja, dis werklik waar 'n mooi storie, 'n lekker storie. Ja. Jy het ook mos in Bredasdorp groot geraak, het jy nie? Ja. So baie en ek het ook familie daar. Ons wou nie Carabello afstel nie, maar toe ek hoor sy's van Bredasdorp, toe stel ons aan. Welkom Carabello aan jou kant ook. So jy's nou nie die jongste nie, maar ek het al so baie van jou gehoor. Charles het al baie van jou gepraat. Ek dink hy's baie trots op die mense wat hy daar gehad het. So hoe het jy betrokke geraak by die program? So ek het op Elsenburg gestudeer en die program kom so elke jaar na Stellenbosch toe, Elsenburg en hulle gesels met ons en hulle vertel ons meer van die program en dan doen jy aansoek en dan is daar interviews en toe kom ek in en in my eerste jaar is ek toe Kanonkop toe en in my 2de jaar wou ek bitter graag met Charles werk, want toe ek in die bedryf inkom, is daar baie praat oor hom. En toe doen ek ook 'n onderhoud met hom en Morgan, en ja. Ek gaan nou later probeer uitvra oor Charles en julle ervaring van hom en ek weet dit is nou 'n ander storie. Kyk, ek ken vir Charles hy's sekerlik een van die vriendelikste mense wat ek ken, ook net 'n lekker mens. Maar op die ou end is dit ook 'n professionele omgewing. Ek wil net gou vinnig sê en ek weet sy is seker al moeg af om dit te hoor. Toe ek hier inkom toe sê ek vir Suid-Afrika het ook by ons aangesluit want jy kon maar regtig. Ek dink jy moes dalk ook daarso betrokke geraak het Carabello en nou het sy nog ander talente, jy weet, in die lewe ook. Morgan, aan jou kant, wat het die hele projek, die Protégé projek vir jou beteken? Ja, Martelies, ek het nou al die paar keer gestap van die 3 jaar internskap in die Cape Winemakers Guild Protégé program. Ek was by verskillende plase, ek het by Ernie Els 'n bietjie gewerk, die tyd van die Protégé program, toe by Delhi Graft en toe by die Grendel. En ek dink jy leer maar by almal so stukkies en jy steel stukkies, kan ek nou maar sê, in 'n goeie manier. En is alles ouens wat jare ervaring het, wat weet wat om te doen en wat nie om te doen nie. Ja. En toe ek by die Grendel opeindig, toen moet ek vir Charles en ek dink ons het geklik en ek het besef dat hoe baie daar is om nog te leer en soos jy ook weet en Carabello weet, is 'n great opportunity om saam met hom te werk. Ek sê ek het die meeste by die Grendel geleer as ek seker op universiteit geleer het en dit is 'n goeie ding. En dit maak jou brein so oop en jy besef die wynindustrie is vol kennis en mense soos Charles Hopkins. So jy moet net die vrae vra en moet hulle tyd spandeer. Hoe voel dit om nou daar te werk? Jy stap in iemand anders se
baba, ek meen uit dit gebou en alles, jy weet, so dis 'n baie moeilike dink ek tree gewoonlik om te neem om in te stap in iemand anders se spasie. Maar dit kan nie altyd maklik wees nie, jy wil ook op 'n manier jou eie stempel afdruk. Ja, ek vir Martlies, ek dink die eerste ding wat jy moet doen is jy koop in op die plan wat Charles het en wat die familie het en wat die Grenlasse geheel het. Ek dink as jy daar inkoop dan weet jy hoe dinge gaan, maar ek was bevoorreg as om 'n intern te wees, om my protégé jaar daar te doen en te sien wat Charles is doen en assistent geword en jy weet nog altyd met hom gewerk en jy weet ek kon leer by hom en later dan besef jy okay, dit is wat ons doen en dis die plan vorentoe met die Grendel. Ek glo ek hoop net soos baie as ek by hom geleer het ek ook 'n bietjie probeer om die boundaries te skuif en te sê luister kyk Charles het baie ervaring hy sal soms net smal op 'n mooi manier vir my aan weer sê kyk ons het 10 jaar 20 jaar terug dit gedoen en dit het nie gewerk nie. Of hy sal sê ag kom ons gee dit nog 'n kans. Ja. Nee, en is so lekker Martelies, jy weet dinge beweeg ons vorentoe jy praat van vooruitgang en innovasie en al die mooi woorde, maar jy weet 20 jaar terug toe ons die keller ontwerp, toe gaan dit seker deur as een van die meer moderne kellers in die land en ironies in 20 jaar het ons 'n bietjie tong in die kies agter geraak. So hy is besig nou met 'n totale nuwe aflaaistelsel, moderne aflaaistelsel en jy weet ons het nou die dag te gelag, eintlik kliphard gelag. Ons het 'n keller ontwerp ekspert daar gehad. Hy sê maar hy kan nie glo dat sulke goeie wyne in die keller gemaak met die aflaaistelsel wat ons het nie. So morgen sit nou 'n splinter nuwe aflaaistelsel uit wat ons nou gaan sien baie uit daarna, jy weet 'n bietjie sagter hantering en bietjie fokus op minder goeie korrels uithaal en sulke dinge. So dis baie opwindend, maar moenie dink jy ontwerp 'n keller hy is vir ewig relevant nie, jy weet, dinge skuif aan, daar's 'n groot klem op kleipotte en amforas en sementtenke en allerlei interessante nuwe dinge, so jy moet maar aanpas daarbey en jy moet so op die cutting edge, as ek so 'n woord kan gebruik, van tegnologie bly. Charles, terwyl Morgan vir ons die Melou oopmaak, kom ons proe hom asseblief. Dis die 2022 Melou en jy kan vir ons 'n bietjie daarvan vertel, maar gee net vir ons 'n idee van die Grendel self en die Graafs. Ja, ek het soos ons net maar gesê het, ek in Karabello kom van Bredasdorp en ek is so mal oor die storie, Martelies. Ek hoop ek sal dit kort maak. My pa het gesê Charles, eendag toe ek seker so 5 of 6 is, daar's 'n gentleman in Suid-Afrikaanse politiek. Ek sê, pa, wat beteken gentleman en wat beteken Suid-Afrikaanse politiek? En toe verwys hy na Sir de Villiers Graaf. Nou ongelukkig het ek die man nooit ontmoet nie, maar soos ek met die familie blootstelling gekry het, ons werk nou vir sy kleinseun ook Sir de Villiers Graaf en sy pa David Graaf, Sir David Graaf het my aangestel en is regtig waar goeie mense. Jy weet, hulle die plaas dateer terug na 1720 en 1890 het hulle dit gekoop. Dis 'n 4de generasie Graaf op die plaas en dis wonderlik, jy weet. Nou net gou 'n woord oor die wyn. Ons verkoop in ons pryskategorie en groot is ons een van die groter Merlot produsente en ons produseer so 10,000 kus wat ons verkoop. Daar was altyd die behoefte aan iets groter en swaarder en 'n bietjie meer met gewig in die mond hê en 'n bietjie groter volume hout ensovoorts. Toe het ons 'n ou blok op ons plaas geïdentifiseer om sy druiwe laat val, soos ons tong in die kies sê, laat val afgesny, dankie, van 8 ton na 5 ton en ons noem hierdie wyn, dis maar 'n klein volumetjie, 350 kussies, noem ons dit Tyger, want ons is nou teen die Tygerberg en dis heel besonders. Ek het die wyn in Johannesburg bekendgestel en Morgan het hom nou so 2-3 weke terug in die Kaap bekendgestel by die Grendel en dit was eintlik 'n reuse sukses. Het jy hom al geproe, Karabello? Nog nie. Nog nie, is dit die eerste keer wat jy hom ook proe? Ja. Nee. Karabello, wat 'n jaar het jy by ons gewerk? 24 jaar. Ja. Jy sou hom al geproe het, jy sal miskien nog net nie geweet het dit gaan die roete wees van die wyn nie, maar regtig waar 'n lekker jy weet, rooi vrug, 'n kombinasie van rooi en swart vrug. Ons maak dit in 'n ander styl, dis 'n spesifieke blok. Dis nou Martelies 'n bietjie tegnies, maar ons maak hom so in 'n onderste bo koniese vormige tank wat ons die gisterne mos laat uitloop en bokant na 'n tank, bokant dit pomp. Ons het dit so ontwerp en dan gly die doppe in 'n geetvorm in wat geweldige drukking op mekaar het. So is 'n groot ekstraksie, maar 'n sagte ekstraksie. Mens wil nie graag Merlot 'n Cabernet van maak. Jy wil altyd die vroulikheid, as ek daai woord mag gebruik. Ek weet party mense sal frons daaroor behou in die wyn en
Ek moet bieg, Morgan het hier baie goeie werk gedoen en ons is die hele tyd nog aan die uitkyk hoe ons hom kan nog groter maak en skerper maak. Ja. Moenie sy persoonlikheid wegvat van Merlot nie. Jy is baie lief vir jou Merlot. Hoekom so? Hoekom is dit een van jou gunsteling variëteite? Man, ek dink Merlot, daar is so verskeidenheid opinies oor Merlots. Jy weet, almal is nie noodwendig nie, maar daar's gemengde gevoelens oor elke kultivar in die wêreld. Daar's gemengde gevoelens oor alles in die lewe en dis die vryheid van spraaktonnetjies. Maar Merlot het altyd vir my 'n sagte plekkie, jy weet, baie mense sien dit bloot as 'n versnit wyn, maar ek beloof jou, Martelies, as hy goed is en hy's op sy eie, dan is hy vrek goed. Jy weet, dan is hy vrek goed. As jy dink nou aan 'n wyn so Chateau Petrus is 85% Merlot. En okay, dis ook nou deel van 'n versnit, maar hy's absoluut dominant en dan kyk jy nou in Amerika waar enorme volumes Merlot uitstekend doen in die mark. En ek dink min mense weet dit is die tweede bes verkoopte cultivar wyn in Suid-Afrika na Sauvignon Blanc. Sjoe. Dit is regtig wat interessant. So dis maar die 8ste mees aangeplante cultivar waar Sauvignon Blanc die tweede mees aangeplante is na Chenin Blanc. Maar Merlot het 'n groot gevolg, jy weet, en ek dink baie mense wat begin rooiwyn drink, hou van die sagtigheid en die vroulikheid daarin en dan bly hulle dit drink. Ek moet sê dit voel vir my baie keer asof die Amerikaners net Merlot en Chardonnay drink. Soos wat 'n mens dit agterkom, ek weet dis nou televisie wat dit nou 'n mens doen. Voordat ek vir Karabello vra oor haar gunsteling wyn wat sy by die Grendel ervaar het en dan daar waar sy nou Hemel en Aarde Vallei betrokke is by Hamilton Russell. Ek het nou die dag ook weer van hulle wyne geproe. Ek meen die streke in Suid-Afrika is net fenomenaal. Voordat ons daarby kom, gesondheid. Cheers. Gesondheid op die nuwe Merlot, die Tyger, gesondheid Karabello. Sy sit aan die ander kant van die mengbank en ek dink hierdie klankmanne gaan gelukkig met my wees om hier glasboor dit te beweeg nie. Ons is baie verantwoordelik. Maar Karabello, toe jy nou by die Grendel was, jou palet moet ook ontwikkel oor tyd. Jy weet, ek bedoel, as 'n mens jonk is, ek het vroeër gepraat van die feit dat dit het vir my lank geneem vir my palet om te ontwikkel van waar my paale die bonnies per hand gedrink in die liter bottels tot vir die eerste keer ook nogal Merlot. Dit was toe gaan koop ek daai tyd, wat is dit nou 20 jaar terug. Gaan koop ek die Meerlus Merlot met my eerste ordentlike salaris, want ek wil nou weet waaroor gaan hierdie wyn wat almal van praat. So, wat was jou groot gunsteling en wat sê is tans jou gunsteling variëteit? So, een van die grootste favorites van my is Pinot Noir en die ding met die Grendel is dat as jy van Pinot Noir in Suid-Afrika dink, dan dink jy Hemel en Aarde. Maar hulle het daai Ceres vingerde en tweede jaar in die Protégé program kan jy jou eie wyn maak. So ek wou sien wat maak dit so anders as van die Hemel en Aarde en dis 'n baie goeie blok. Ek en Charles het 'n uitstappie gevat na daaraan toe en ek sien hoe kom hulle dit maak. Dis die op die berg, nee? Ja, die op die berg. Ja. Ek het kiste van daai wyn gekoop oor jare. Hulle het dit hierso afgelewer nog in 2015, onthou ek baie goed en ek het dit baie geniet want dit was vir my baie anders van die ander streke se Pinot Noirs. Ek weet jy werk so 'n bietjie aan hoe jy die styl wil benader. Het dit baie verander sedertdien, Charles? Nee, Morgan is die Pinot Noir expert. Ek moet hom ter ere gee. Hy het teruggekom uit Frankryk in hulle tweede jaar, soos Karabello sê, wanneer jy 'n vaatjie wyn maak, gaan jy ook Frankryk toe en het hy in Burgundy gewerk en teruggekom en gesê ek wil graag die Pinot Noir maak. Toe sê ek wow, ons het net 15 ton, jy weet, jy kan nie 'n foutjie kom nie en ek laat hom toe en hy verduidelik vir my hoe hy dit gedoen het met deurdruk en 'n oop tank en regtig waar ons het met die tyd dit verfyn en met groot resultate, baie positiewe resultate. So hy is verantwoordelik vir die maak van die Pinot Noir en Kari het dit net op kleiner skaal gedoen in 'n bin en in 'n oop vaatjie en in 'n vaatjie op 'n rollertjie wat 'n poortjie het wat dit kan rol ensovoorts en dan wyn dit heel mooi uitgekom. Ja, ek wou nou vra hoe dit gesmaak. Dit moes ek wonderlik gevoel het om vir die eerste keer jou eie wyn te proe of hoe? Sure, dit was ongelooflik. Ek het eintlik by jou bottel saamgebring. Sjoe. So jy kan dit later by die huis proe. Jene. Is jy seker hoe baie het jy nog oor? Ek dink so Ek dink 200 miskien. Okay, goed. Maar ek sal by jou koop. Ons sal by jou nog koop ter ondersteuning. Sy moet nog 100 hou vir troue, nee. Ja, sy moet nog Maar Morgan, kom ons praat net gou vinnig oor Pinot Noir. Dit is eintlik 'n baie moeilike ding want daar met enige variëteit is daar verskillende style in terme van Pinot Noir. Jy weet, ek kry partykeer as jy nou vir my so nou en dan 'n Franse Pinot Noir gee,
jy weet, ek kan sê hulle intree vlak Pinot Noirs, dan is daai dinge maar suur en leeg hoor. Ek weet nie, dit is hoe ek het ervaar het jare gelede. So ek hou 'n bietjie van 'n meer body soos hulle sê in 'n wyn, maar wat is jou gunsteling styl van Pinot Noir en waarheen wil jy dit neem? Ag ek is my gunsteling Pinot Noir soms nog altyd te Grendel Pinot Noir wees. En ek dink die styl van Pinot Noir is vir my belangrik, die kombinasie van daai wat mense soms praat van hy earthiness daai en hy vrug. Ja. So in Ceres kry ons 'n baie vrugtige Pinot Noir en ek dink my doel is altyd om daai uitdrukking te gee aan die wyn met wat hulle noem in Engels nou fruit purity is. En kyk, Pinot Noir is iets wat jy nie wil oorwerk nie, soos Charles net genoem het, is amper soos Merlot, net 'n klein, ook 'n bietjie net baie ligter, is jy wil hom nie soos 'n Cabernet Sauvignon hanteer nie. So jy wil elegant hanteer, hy moet mooi tannine hê, sy suur moet in balans wees, is iets wat jy nie te vroeg wil plukkie, ook nie te laat wil plukkie. En Pinot Noir sal dit vinnig wys as jy hom verkeerd hanteer. So dit is altyd my doel is om as jy Pinot Noir optel van de Grendel, dan moet jy kan sê dit kom van Ceres af. Ja. Of as jy dit net blind proe, dan moet jy kan sê dis van Ceres en dit is wat baie uniek is van daai area daar. Is hulle het 'n sekere styl wat jy daar kan maak. Voordat ons nou uitbrei oor jou agtergrond ook, want ons praat nou hier met jong mense in die toekoms van die Suid-Afrikaanse wynbedryf, en ek wil hoor ook hoe jy gevoel het en hoe jy dink dit anders vir hulle deesdae is. Toe jy nou by Bellingham was, Graham Beck en daai tipe van ding self gaan studeer het, lief vir landbou, voordat ek daarby kom, Charles, net gou vinnig die verskillende streke van waar julle wyn ook inbring, soos byvoorbeeld Ceres en die feit dat op die berg ons nou verskriklik koud, dit sneeu daar. Gee vir mense 'n bietjie daar perspektief. Julle is in Durbanville geleë, met hierdie verskriklike mooi uitsig wat jy kan sien al die pad tot jy kan die see sien in Tafelberg, is verskriklik mooi daarbo. Gee net vir ons 'n bietjie perspektief oor waar jy ook gaan om aan te vul by julle wyne. Ja, jy weet, jy kry twee style, ek wil dit nou nie te ver gaan haal nie, twee style wynmakers. Die een is 'n terroir wynmaker wat net wyn maak van sy eie wingerde, en dan kry jy nou 'n ander persoon wat ek dink ons twee, Carabello is nou nog te jonk, sy sal nog 'n eie paadjie moet uitkap, maar moet besluit, jy weet, as ek 'n beperking het op 'n cultivar of op 'n styl wyn, dan kan ek dit miskien aankoop die druiwe, jy verstaan. Maar dan moet jy nou besef, in Suid-Afrika het ons 'n unieke sertifiseringsstelsel. As jy areas versny, dan word dit Kusstreek, Wes-Kaap ensovoorts. Maar Therese, om jou te antwoord, ons koop 'n Sauvignon Blanc in Darling. Ons par so 800 ton, waarvan 82% van ons eie wingerde is en 18% koop ons aan. En om nou jou vraag te antwoord, dit kom uit Darling, uit 'n bietjie uit Stellenbosch uit, en dan Ceres hoofsaaklik, jy weet, en dis ongelooflike wingerde. Die wingerde word besit deur die Graaf familie, so dis daarom nou, ons het dan so 'n bietjie beheer daaroor, en dis wingerde wat op die oomblik die hoogste in die Wes-Kaap is, jy weet. Daar's van die wingerde wat oor 1000 meter bo seevlak is, en dis ongelooflik om te dink in die derde week in Julie, meeste van die jare is die wingerde nou nie toe nie, maar die grond en die wingerd self is toegemaak onder sneeu, wat nou nie verskriklik baie beteken nie, want die plant is dormant, maar die sneeu smelt en veroorsaak 'n bietjie hoër watertafel, maar net die idee om in Suid-Afrika te dink aan 'n wingerd in sneeu is eintlik ongelooflik. Jy praat so van hoog bo seevlak, jy het ook die Koetsuis saamgebring, hulle Sauvignon Blanc, dis die 2025, een van die beste Sauvignon Blancs in Suid-Afrika, bekend die Koetsuis, regtig 'n pragtige. Waar kom die naam Koetsuis vandaan? Ja, dit is nogal so interessant, daar is so gasthuis op de Grendel, die Koetsuis moet, jy weet, na jare terug het, in die 1800s het daar mense na die noorde gereis, en dat hulle met hulle perdekarre en ossewaans, en kan jy glo, maar die donkiekarre op de Grendel aangekom, hulle teels die diere ontspan, en dan was hulle gekonfronteer deur die Tygerberg, dan kon hulle of links omgaan en regs omgaan, regs toevallig is waar die N1 is, daar was al twee kante diep sand, wat hulle sal vastgesit het, op ons plaas is 'n laagteplekkie wat hulle kon oorgaan, en dit is ons spot om te sê, it's a gateway to the inland, dis wat die woord de Grendel, dit was die oopsluitmeganisme.
Die wingerd bokant, dit is die Koetshuis wingerd. Jy weet, al die wingerde op die Grendel het sulke generiese name en toe aanvanklik in 2006 het ons die eerste Koetshuis gemaak en dit was toe 'n deeltjie daarvan toe ons nou die naam gekies Koetshuis, maar ons het op die Grendel 'n baie sterk Sauvignon Blanc identiteit. So ons het die Grendel Sauvignon Blanc wyn van oorsprong Kaapstad, ongehoud, vrugtig, passe heel verskillende palette ensovoorts. So ons maak die wyn so meer doelig as moontlik, maar Koetshuis is baie spesiaal, baie spesifiek in die sin van metoxyperesine in kombinasie van hout. En in die tussentyd is dit weggevat van die Grendel, is 'n wyn van oorsprong Cape West Coast en dit kom huidiglik 100% van Darling af. En morgen sit die helfte hiervan in vate vir 6 maande. Ons het die vat regime en die vat presentasie die heeltyd opgeskuif en ek dink eventueel as ons genoeg vate in plek het, sal ons tot 70-80% van die wyn in vate gis en verouder en dan versny met 'n deeltjie in 'n tank. Sjoe. Daar is so baie om nog oor te gesels, maar ek wil bietjie kom by jou jonger dae, Charles. Maar Karabelo, hoeveel keer het hy in die tyd wat jy nou daar op Project was gesê, in my tyd, toe ek jonger was, en wat is die beste les wat jy dink jy as wynmaker by hom geleer het? Weet jy, Martelies, Charles gee vir jou baie ruimte om te groei. Ek sien nou hoekom, voor ek nou in die wynbedryf inkom, het baie mense so baie goeie goed kon sê oor hom, en soos ek sê, hy gee vir jou ruimte, maar hy kom ook so nou en dan gee hy vir jou 'n spot check of 'n test of iets, en net om te kyk dat sien jy moet altyd die basiese beginsels van wyn maak weet, en dan kan jy honestly net enigiets doen. En dit was altyd sy motto, ken net die basiese beginsels, en van daar af dan, soos hy gesê het, jy kry 'n terroir-driven winemaker en so aan, maar ja. So wat ek kyk, ek het hier daai tegniese agtergrond, soos ek is net lief vir wyn en ek proe baie wyd en so. Maar jy kan dalk maar 'n bietjie uitbrei, elkeen van julle kan daarop antwoord, maar sy praat nou van die tegniese, die inligting, jy moet die basiese boublokke eintlik hê, dan kan jy 'n kunstenaar wees. Want ek sien wyn maak vreeslik verromantiseer as 'n kunstenaars wat die fantastiese wyne vervaardig. Morgen voor Charles sê wat hy dink daarso, op watter stadium raak dit kuns? En hoe belangrik is dit om my grondslag te hê soos wat Karabelo nou uitwys? Ag, maar te lees wyn maak as 'n klomp goed wat jy in ag moet neem, maar soos hy sê, dis basiese goed soos suiker, pH, TH, is die wyn gesond, is die tank vol. Sekere mense sal dink dis die belangrikie, maar as jy daai klein foutjies maak en dit groot goed beteken. So ek dink die basiese goed moet jy eers reg kry voor jy kreatief en snaaks en ander goedjies kan fine tune. En ek dink dit is soos hy sê, dis 'n raad wat ons mense van hom gekry het, kry die basics eers reg en dan kan jy dit in vate sit of op doppigis of iets anders te doen om my wyn uniek te maak. Maar as jy die basics reg kry, dan die raad wat ek al van hom gekry het is, vra soveel mense soos jy kan. Die wynindustrie, soos jy weet, is oop. Jy kan by enige iemand vra en jy kan nog, soos hy altyd sê, jy kan nog altyd jou eie raad volg. Maar ek dink, vra soveel wynmakers as jy kan, as jy twyfel oor iets. Nee, en boop dit wat Morgan en Karabelo sê, is die groot geheim is die drywe. Jy weet, in die wêreld is daar geweldige wynmakers wat rockstars is en praat van podiums af en pats op die skouer kry by wyse van verskillende accolades ensovoorts. Maar Martelies, it boils down to basics, ekskuus vir my Engels, maar jy weet, ek gaan dit vandag sê van 'n ou wat 38 jaar ondervinding het, 85% van die sukses van 'n wyn is die grond, die klimaat en die wingerdboupraktyke, die sogenaamde terroir, wat nou ongelukkig so hier en daar 'n bietjie al misbruik is in bemarking, jy weet die terroir, jy weet die verskillike konsep, maar jy kan op jou kop staan in die beste kellery en die mees gemotiveerde, maar as jy nie goeie druiwe het, gaan jy nie goeie wyn maak nie. So, en daai kom uit die grond uit en van die natuur af, en die wingerdbestuurder moet dit net reg hanteer, en as jy as wynmaker dit vat, moet jy dit kataliseer in 'n rigting en net bo op dit moet 'n klein rubberstampie wees om te sê verantwoordelikheid. Ja. En jy weet, ek probeer dit vir my sê maar vir my jong mense wat deur my hande gegaan het, sê man, leef jou uit en doen interessante dinge en jy weet, buig so nou en dan 'n bietjie die reëls ten opsigte van, jy kan nie dit so maak met daai kultivar, jy probeer dit, en as dit nou nie werk nie, dan is dit so, maar asseblief
maak seker wat Morgan het gesê en ons kan dit nou vandag oor en oor beklemtoon. Die gesondheid en die verantwoordelikheid oor die wyn is ongelooflik belangrik. So wie was jou, as hulle nou die prodigies is, wat noem ek jou die meester, of wat is jy, die onderwyser is seker maar meer nederige manier om te stel, maar wie was joune? Nee, ek het in 'n milieu groot geword, jy weet. Ek het gou besef ek moet dat jy het beperkings in Suid-Afrika, jy moet oor see gaan. Ek het in Kalifornië gaan werk, in Frankryk gaan werk en vir 2 baie goeie wynmakers daar gewerk, Larry Levine en Bernard Kribassa, en hulle het my geweldig bewus gemaak van sekere goed soos groenheid en rooi wyn en die afsakproses van sap, jy weet wat nou hoogs tegnies is. Ag nie hoogs tegnies nie, maar wat nou 'n baie belangrike wynmaak ding is, en ek het by hulle baie geleer, maar ek het in my vormingsjaar, dit klink soos 'n kind, vormingsjare by DGB, ou Uniwyn, het ek saam met 2 doodgewone ouens gewerk, Arend Adriaanse en Cassie Karsens, en daai verantwoordelikheid, jy weet, chips, dit moet stiptelik wees, dit moet reg wees, dit moet absoluut op die dot reg wees, en jy weet, en baie mense sal sê, nee man, ek maak my wyn soos ek die oggend opstaan, ensovoorts, en ek haal my hoed vir hulle af, maar daar is 'n verantwoordelikheid, veral as jy wyn verkoop, jy weet, aan kliënte, hulle lewe nie altyd, en jy het nie altyd die geleentheid om vir hulle te vertel van die by waarin jy die oggend was, toe jy die wyn gemaak het nie, wat pragtige bemarking is, maar daar is ook 'n groot verantwoordelikheid. Wat was die eerste wyn wat jy gemaak het waarop jy trots was? Het jy gesê, ek dink ek weet halfpad nou wat ek doen. Was dit voor te Grendel of gaan ons net sê te Grendel? Op Elsenburg het ons kultivars uit 'n hoed uitgetrek en ek het toe die hoed vasgehou, toe hou ek onder aan die ding vas, want ek wou verskriklik graag 'n gewürztraminer gemaak het. Toe trek ek 'n gewürztraminer. Toe het ons 'n droë gewürztraminer en dit was Artelies, as ek nou terugdink, by die wyn ook seker maar sy beperkings gehad, maar dit was 'n wonderlike wow moment, soos dit vir Kari laas jaar was, jy weet, vir Morgan was toe hy sy wyn by Daler Graf gemaak het in sy tweede jaar en haar eerste Pinot Noir laas jaar. Dit is vir 'n wynmaker wat nou 2, 3, 4 jaar gestudeer het, super spesiaal om jou eie wyn te sê, wow, hier is dit nou, jy weet, ensovoort. So nee, ek het daar by, man, as ek jou my stories kan vertel by Bellingham op die Franshoekplaas. Ons het soveel tyd. Jy kan maar vertel toe jy nou uiteindelik nie met iemand anders se kalers boer nie. Baie mense vandag lag daaroor om net te dink aan vate, jy weet, dit was spesiaal om wyn in vate te sit. Vandag gaan daar nie 'n wyn by ons uit wat nie in vate is nie. Jy weet, so daai tyd was vate rariteit en die aankoop van vate teen R450 te vat, vandag kos dit R21,000, jy weet, so. Maar anyway, daar was baie wow momente, maar jy weet, dit is lekker om, die grootste wow is om hierdie jong mense te sien deur jou hande gaan en waar hulle eindig. En ek sê altyd, dis nie die 16 wat deur my hande gegaan het, maar waar hulle is vandag. Ja. Sy's nog jonk, sy gaan nog haar paadjie oopkap. Morgan het al sy paadjie 3/4 uitgekappel, en as 'n jong man by DGB en by die KWV, 'n jong dame, en ek is so trots op hulle, en ek kan nou hulle vir jou almal so opnoem waar hulle is vandag. Jy weet, hy is so nederig. Ek sit en wag vir jou om stories van jouself te vertel, en dadelik beweeg hy weer terug na julle toe. Is daar 'n keller storie wat jy vir ons wel kan? Ek weet mos nou Charles is 'n meester storieverteller. En hy spot ook verskriklik met mense. Ek het baie keer moet jy 2 keer dink, het hy nou vir my in die gesig gevat of is dit 'n liefdevolle stelling geweest daai? Ek weet nie. Maar so een storie en dan daar beweeg ons werk aan. 'n jong ou, hy was nou nie 'n protégé nie, hy het ook die wynopleiding gehad nie, hy is de Grendel se advokaat se seun, nou sy vreeslik entoesiasties, en nou het LZ was my assistent in die kelder, en sy was self 'n baie stout een, en sê ons maar dat die ou se naam was Stefan. Hy moet oplet, daar mag niemand iets in 'n tank ingooi nie. Dan stap ek nou as prins bo op die tanke met 'n beker, en dan kyk ek vir hom waar hy nou kyk, en as hy wegkyk, dan gooi ek, maar dis net ek weet nie wat, dis seker 'n klein bietjie water in die tank, jy weet. En dan die volgende oggend dan vra LZ, Stefan, het jy enige iemand gesien iets bygooi by 'n tank? Nee, hy het niemand gesien nie, So hou ons aan en aan, so die derde dag, toe sê hy, maar hy het iemand gesien wat iets in 'n tank gooi, maar hy gaan niks sê dan. Jy weet, dis maar nou die grappe wat jy maak, maar ons probeer dit altyd, jy weet, ons filosofie in die kelder is veiligheid, kwaliteit, leer by mekaar, en geniet die parstyd, jy weet, dis ons filosofie. Ja, die parstyd is ook 'n moeilike tyd, min slaap en bid vir die regte weeromstandighede op die regte tyd en so aan, hè? Ja, absoluut.
Morgan, hoe ervaar jy Parstyd? Hoeveel parse is jy nou al deur? En hy is jong getroud, nee. Is dit? Geluk. Ek mag nou nie meer laat werk nie. Nee, ek gaan nog vinnig tel. Ek tel dit altyd. Dit kan seker so 11, 12, 13 daar rond wees. Dit kan meer ook wees. Ag, dis lekker want jy weet jy het die 2 maande om iets te create en jy kan nie laat slaap of laat opstaan nie. Jy moet vroeg daar wees. Jy moet alles doen want jy het nie die tyd om die ervaring te gee. As jy iets mis en dis 'n slegte wyn, gaan jy 'n paar jaar agter daai wyn moet staan en dan moet jy nou maar vir die ou wat die wyn koop verduidelik, jy het nie lus gehad om in werk toe te kom nie. So vir my is dit 'n baie spesiale tyd. Dit gee jou ander energie. En ek dink Charles, as jy nou leer en jy doen nuwe goeders dan is dit lekker, dis maklik om Parstyd werk toe te kom en later werk. Soos jy sê, jy weet dis 'n verantwoordelikheid. Jy dra eintlik 'n baie swaar verantwoordelikheid daarso. En jy raak, ekskuus maar toe jy raak pars fiks, glo my of nie. Ja. Jy weet die laatwerk, daar deesdae is kelders wat hulle besef jy weet dit is 'n bietjie van 'n boomerang effek as almal elke aand werk tot 11:00, 12:00 so in groot kelders is dit deesdae die inding om 'n nagspan in te kry wat 8:00 inkom en alles was en môreoggend 6:00 uitval en dan kom die dagspan weer in. Ons is nou heeltemal te klein daarvoor, maar ons werk tot 10:00, 11:00 miskien maksimum. Jy weet dis ook nie elke aand nie. En naweke werk ek en dan werk hy en dan los ons mekaar af op 'n Saterdag of 'n Sondag en dis eintlik wonderlik om die drywe te ontvang en die hele proses waar te neem. Dis jy weet dit is fantasties. Al wat ek wil sê is ek sê baie dankie as iemand wat wyn geniet wat ek nou hierdie 2022 Merlot in die hand het. Ons sê dankie vir daai laatnagte en vroeg opstaan. 92 van Tim Atkin ook as ek so van die kant af sien en ek moet net byvoeg Charles is 'n onlangse eerste keer oupa. So ek gaan nou nie praat oor die ouderdom en so nie, maar baie geluk daarmee ook natuurlik. En nou moet nog steeds daai vroeë oggende en laatnagte doen met die parsery. Karabelle, hoe verskil of vergelyk De Grendel byvoorbeeld die Durbanville area tot waar jy nou is? Ek weet jy moes jou hele lewe verplaas hemel en aarde toe. Dit is dalk 'n bietjie nader aan waar jy vandaan kom, maar dit is nog steeds 'n hele ander wêreld. Of hoe het jy dit ervaar? Nee, ek hou baie van die hemel en aarde. Dus soos jy sê, ek kom van 'n klein dorpie af en die wynbedryf daai kant is ook baie klein. Is meer van 'n familie met wie jy werk. En dis die verskillende plase. In die begin van die jaar het ons 'n tank nodig gehad en toe bel ons die ander keller en hulle bring dit toe net met 'n bakkie en dis baie maar as ek van Hamilton Russell, dit kom altyd net van De Grendel af, want dat het met die Pinot Noir begin. Ek wou met die pioneers van Pinot Noir werk en dit was Hamilton Russell en ek kom van 'n plek soos Morgan sê, Cereswys, baie vrug, maar in die hemel en aarde is dit baie earthy en anders. So vir my was dit meer van wat kan ek hier uitkry? Wat ek nie by De Grendel miskien gekry het nie en dit was baie belangrik vir my en dit was 'n goeie jaar vir my en by De Grendel ook. So aan die einde van die tyd dink ek kan nou nie kies tussen die twee nie, maar dis twee totaal verskillende wêrelde. So en jy moenie ek het nie gevra jy moet kies hier ongemaklik raak arme Karabelle nou. Dit is 'n hele ander wêreld. En jy praat van Pinot Noir, jy weet, dit is mense praat mos nou maar van Pinot Noir Chardonnay wêreld, is hemel en aarde, maar dit is 'n hele ander styl ook weer eens daarso. Maar jy het nou 'n jaar daar gehad. Nou daar's so baie druk sekerlik om nou iewers heen te gaan en jy moet nou daar kom en jy moet nou hierdie groot naam vir jouself maak as wynmaker. Weet jy al wat voorlê? Het jy al idees of moet ons hier die geleentheid gebruik om jy weet 'n energie die wêreld in te stuur en so aan? Of wat lê vir jou voor dink jy? Sure, Martelies, Charles voorheen gesê dit is baie belangrik om oorsee toe te gaan. So vir my op die oomblik wil ek 'n bietjie die wêreld van wyn sien. Miskien so 'n jaar vat want ek moes Oregon toe gegaan het hierdie jaar, maar dit het nou nie uitgewerk nie. En so volgende jaar gaan ek weer pars met Hamilton Russell en dan so 'n bietjie New Zealand toe weer probeer vir Oregon en dan terugkom Suid-Afrika toe en sien wat gebeur. Ja, miskien iets van my eie begin of ja, ons sal sien. Wat is in Oregon wil ek weet? Nee, Martelies, kan jy jou indink? Ek gebruik jou verbeelding. Sê maar nou Karabelle het van die begin af mense het dit nie as jy klaar gestudeer het, jy is nog so groen
by wyse van ondervinding. Maar veronderstel sy het 'n enorme passie gehad vir Pinot Noir wat sy nou geleer het, maar jy werk die eerste jaar by 'n Pinot Noir kelder in Suid-Afrika. Sê maar Hamilton Russell en dan by ons en dan by nog 'n plek wat groot is in Pinot Noir en jy gaan Burgundy toe, het jy 4 parstye met Pinot Noir en ek gebruik dit nou sommer net as 'n voorbeeld. Versus 'n ouetjie wat uit Stellenbosch of Elsenburg kom en hy doen aansoek en hy begin, jy weet en so voort. Dit werk nooit so uit nie want sy het by Kanonkop geweet wat fantastiese rooiwyne maak, maar nie Pinot Noir nie, jy weet groter, breër rooiwyne. Kan jy dink hoe die ondervinding en die voordeel wat jy het as jy 4 jaar se ondervinding het in 3 jaar, jy weet nou wat ek bedoel. En ek wil dis 'n klein goue skinkbordjie wat hulle vir jou gee, jy weet. En dan gaan sy nou na 'n kelder toe en hulle maak haar beheer van Pinot Noir of sy steek 'n hand op daarvoor. Dadelik het sy 3, 4 wynmakers wat 'n invloed op haar gehad het en sy moet nou net gaan sit en uitjuggle en die eerste 2, 3 jaar vat om die wingerde te verstaan en dan tjoeps, daar gaan sy. Dis ongelooflik hoor, dis 'n ongelooflike ondervinding. Ons hou duime vir alles wat voor lê, Karabello, en ek kan nie wag om hierdie wyn te proe nie. Dit is nou ek sien nou daarna uit. Geweldig. Dankie. Jy het 'n paar keer vroeër ek vra dit want ek voel 'n mens moet met hierdie pot gooi ook so nou en dan bietjie van 'n les ook inbring. Jy weet mense, ek wil graag hê ons moet leer ook deur die gesprekke. Jy het vroeër verwys na groen. Nou ek tel baie keer so 'n bietjie groen op by 'n Cabernet en so aan, meer as enigiets anders, maar ek gee ook nie altyd om daarvoor nie. So baie keer voel ek dit gee 'n dis soos om suurlemoen oor 'n breedie eintlik oor 'n waterblommetjie breedie eintlik te sprinkel en jy kan maar lag en sê vir my maar Telisie is verkeerd. Gee net vir ons 'n idee want jy maak eintlik 'n studie van groen en wyn. Wat is dit? Ja, nee, ek was al eintlik al so 'n bietjie in die moeilikheid oor die woord groen, jy weet, as ek daar in die Stellenbosch tussen my Stellenbosch wynmakers vriende sit, veral by die Gilde en dan kom nou regtig waar 'n groen wyn verby. Dan sal Abri Beselaar opstaan vir die ou wat dit aanbied en sê Charles gaan kommentaar lewer oor die wyn. So dis nou nee wat dis nou ook die ironie van die saak, dis nou ook wat ons praat oor opleiding en vooruitgang. Dis die 2 wynmakers wat ek kan blootgestel is en hulle is wêrelde uitmekaar uit, die een in Bordeaux en die een in Sonoma en hulle het my verskriklik bewus gemaak van groen as 'n negatief, jy weet, en ons gaan nou nie in die detail ingaan nie, maar baie soos jy sê Bordeaux kultivars het geneigtheid tot groenheid. En jy weet en ek sê dit in respek, ek dink baie Suid-Afrikaanse wyndrinkers soos jouself het hulle tande gesny daarop. Jy weet so, dis nie vir jou 'n groot ding nie. Jy weet jy sal sê man, dis aanvaarbaar, maar vir 'n ander ou in die buiteland en daar was al Suid-Afrikaanse wyne in die verlede in Swede en Amerika wat beskryf is as baie groen. Jy weet so, ek dink nie 'n mens moet nou vandag binne hierdie pot gooi dat nou ons die hele blik wurms oopmaak, want dit is 'n lang storie, jy weet, en dit word geanalyseer en die ironie van die saak is, maar Telisie kry mense wat super sensitief is, seker maar nou soos ek moet nou daai hoed opsit en Morgan is nie so sensitief daaroor nie. Jy is glad nie, jy weet, en dis die wonderlike ding van wyn, dat dit is maar daar's altyd 'n stukkie persoonlike voorkeure in. Ja. Ek dink ons moet die hele program net doen oor tegniese aspekte, jy weet. Tegniese foute, tegniese goeie goed. Ek dink 'n mens moet dit dalk doen. Ek sal eers moet kyk wie is bereid om te praat. Ek is Charles. Maar Charles, onder 'n ander naam. Ek het nou vroeër vanmôre 'n bietjie gevra, jy moet jou eie stempel afdruk in iemand anders se kelder. Hoe het dit vir jou gevoel om oor te gee aan iemand niets, om 'n rol oor te neem wat jy gedra het vir soveel jaar? Nee, dis 'n voorreg, maar Telisie en die lekkerte daarvan is dat Morgan het nou saam met my gewerk en ons het hier en daar 'n verskilletjie gehad en hier en daar maar dit was nooit persoonlik, jy weet dat dit is nie ek sal sê vir hom ek sal dit so en so doen, dan verduidelik hy vir my hy verkies dit so en dan stem ons in joune of myne is die beter proses. En die voordeel of die lekkerte van die Grendel is dat ons het vir 'n tyd saamgewerk. Jy verstaan, dis nie dat ek nou bedank het of afgetree het en hy het ingekom nie en hy kom in 'n tong in die kies 'n koue keller, jy weet nou wat ek bedoel daarby ingestap nie. Hy is absoluut saam met ons het saam deur alles gesels. Ons sit langs mekaar, 'n kantoor net met 'n deur tussen en die deur is heeltyd oop en ons gesels byna uurliks met mekaar, nie eers daagliks met mekaar, nie uurliks met mekaar en wat dink jy hiervan en wat dink jy daarvan ensovoorts en kom analises deur van 'n laboratorium. Ek sal sê, "Jesus, jong, jy moet aandag gee." Toe sê hy het al gister daaraan aandag gegee. Jy weet sulke dinge. So dit maak dit lekker en so dis hoekom dit 'n maklike oorgee. Dit sal nogal vir my moeilik wees as ek nou moet oorgee aan Karabello argument wat inkom en sy se
En sy doen dinge heeltemal anders, jy weet, dit sal vir my moeilik wees, want jy moet nie dink aan die ander wyn nie, jy moet dink aan jou kliënte, wat nou oor jare lojaal is teenoor jou en gewoond is aan 'n De Grendel-styl Chardonnay, of 'n De Grendel-styl Merlot, of 'n De Grendel-grys Sauvignon Blanc. Sy kan nie nou radikaal inkom en dinge, en ek gebruik nou sommer net haar naam natuurlik, dinge anders te doen nie, want gou sal van ons kliënte sê, "Jy's like, dit proe anders, dit is anders, jy weet, so ek en hy het 'n lekker oorgangstyd en ek gaan hom ondersteun die hele pad tot waar hy gaan kom, jy weet, en so voort. Ons kan nog so baie gesels mense, maar ek sluit altyd hierdie Bekbazare af met so 5 vrae aan elkeen, sulke blitsvrae. As jy 'n wyn was, watter wyn sou jy wees? As jou persoonlikheid 'n wyn was, wat sou dit wees? Definitief Pinot Noir. Is daar 'n spesifieke een wat nie De Grendel is nie? Ek gaan nou 'n vryspreek. Dit sê iets anders mag noem as hy mag. So na die tyd moet hy uitklaar. Dit sal Hamilton Russell wees. Ja, toe ek vir hulle laat weet dat ek wil nou Hamilton Russell toe wil gaan toe bring Morgan vir my 'n bottel van hulle af sodat ek dit kan proe en 100%. Ek dink nou nog van daardie wyn. Ek wil gou net ek wil nou 'n storie vertel. Ek weet ek doen nooit dit regstreeks op lig nie, maar daar's nou tyd vir die tipe van goed. Jare gelede moes ek iewers, ek dink dit was 'n klein kusdorpie gewees. Dit is baie lank terug en dit was een van hierdie mans geleenthede in die aand, 'n round table, daai tipe van ouens om 'n toespraak te gaan doen. En so gaan hulle nou wyn opvuil na die tyd en dinge opvuil as fondsinsameling en daar's nou 'n bottel Hamilton Russell. Ek ken dit glad nie. Ek het al so al ver gehoor en ek wil graag hierdie wyn proe. Ek sit hand in die lug hier by R500. Dis vir my nou 'n klomp geld op daai stadium. Toe is daar nou 'n klomp boere hier om my en so. Ek dink dit was in 2005. Dis so lank terug ons nou praat as ek nou reg onthou. En so, hulle bier mekaar tot by R3000. Ek lag vir myself en wat het ek nog gedink met my ou R500 vir jou. R3000 en wragtig gee die ou wat toe nou die wyn gewen het die bottel net so vir my. Om dit huis toe te vat en jy weet hoe bederf gaan 'n mens nou wees. En ek het die bottel wyn nog gedrink saam met my suster en haar Engelse man en dit is tot vandag toe nog steeds een van sy gunsteling wyne. Want ek het vir hulle gesê ek maak dit saam met julle oop wanneer hulle weer kom kuier en so aan. So dis nou my Hamilton Russell storie daai. Dit was regtig, dit was 'n groot oomblik en daai jaar was 'n fantastiese jaar ek volle gewees. So Morgan, jou wynpersoonlikheid, wat se wyn sal jy wees? Ja. Jy kan maar Pinot Noir wees as jy net een wil wees. Jy maak hom dan. Ek sal sê in 'n manier 'n Merlot. Kom ons vat die Merlot. Ek dink ek sien altyd ek dink ek kan elegant wees, maar Merlot pack ook 'n punch. So ek het my tye en ek dink daar's baie layers as ek myself so kan beskryf. Ja, soos Charles het gepraat het van die vroulike kant van Merlot, dit dink ek. Dis ook okay, maar ja. Ja, dis die vroulike kant. So ek sê altyd ek is baie mense ek praat baie, maar ek is ook baie stil. So ek dink ek het my verskillende layers op verskillende tye. Ek dink ek maar eendag met jou sit om tafel en kan jy net praat. Jy's baie mooi terughoudend. Jy sal spyt as jy dit gesê. Wat sal jy sê, Charles? Nee, ek moet hulle het al 2 rooi kultivars gevat. Ek gaan Sauvignon Blanc vat. Jy weet, dis altyd 'n gunsteling van my en 'n uitdaging en ek is so geïnteresseerd in die analises en die samestelling en hoe die een geurprofiel by die ander een verbygaan en of hom oorheers en later dan weer terugkom en sulke dinge en ek beskou dit soos die lewe, jy weet, die lewe is vol dimensies en as ons almal nou soos een persoon was, dink jy hoe verbeeldingsloos sal dit gewees het, jy weet, en hoe interessant Sauvignon Blanc is, en ek leer nog heeltyd oor Sauvignon Blanc, jy weet, en die groot invloed van die grond en die klimaat is fenomenaal. Baie meer kompleks, nee, net as jou varsste botteltjie wat jy kan drink, en die veroudering daarvan is my altyd interessant. Gepraat van interessantste plek wat jy nog ooit 'n glas wyn gedrink het, Karabello? Vreemdste plek? Ek dink dit was op Tafelberg. Ek weet nie of ons dit mag doen nie, maar ja, dit was op Tafelberg. Daar is mos nou, dit moes nou 'n plekkie daar op Tafelberg waar die kinders ook vier en so aan. Jou kant Morgan, interessantste plek? Nee, so at least so.
Ja, dit was seker nou die dag in Italië. Dit was nogal interessant. Dit was in Italië gewees, het hulle so 'n masjien, amper so 'n vending masjien en jy gooi geld daarin en dan kan al die masjien uit die bottel af, maar niemand kyk of jy nou iets vat en of iets, alles is oop vir die publiek, so jy loop op in die berg, jy kyk so oor die Prosecco Hills uit en dit is nou 'n bottel gekoop wat die masjiene so afval en neersit en uit so 'n klein koppietjie uitgedrink, 'n plastiek koppietjie, maar dit gaan nie altyd oor die koppietjie of die ander goed, dit gaan oor die moment waarin jy is en ek dink ek het daai moment baie geniet. Charles? Nee, ek was bevoorreg ek en my vrou om so 2 jaar gelede genooi te word deur 'n weldoener na IJsland en na Kroasie en toe het ons in IJsland onder in 'n gletser ingegaan en wie Martelies is so hartseer toe ons terug is toe die gletser vir een of ander rede ingesak. Jy weet die gletser is nou 'n tonnel onder en die ys is so blou, net dis so blou. En dit is ongelooflik koud. Jy weet ons is mos nog nie gewoond aan sulke koue nie en daar drink ons 'n bottel wyn. Om eerlik te wees, ek kan nie eens die naam onthou nie, maar net die ervaring wat hy nou van praat om onder in 'n gletser 'n glas wyn te drink en ons is gepad van bo tot onder met 'n brille en gesigte. Jy moet omtrent jou mond so vorentoe tyd om by die glas uit te kom. Ongelooflike ondervinding, ja. Ja, ek wil sê jy het die ys in jou wyn nodig gehad vir daai ervaring seker nie. Genoeg. Iemand lewend of dood met wie jy 'n glas wyn sou wou drink, Karabello? Madame Clicquot. Definitief. Goeie keuse. Ja. Ek as jy nou nie weet van Madame Clicquot nie, dis Veuve Clicquot, gaan Google bietjie vir haar en wat sy alles gedoen het vir die bedryf en die hele manier van Kap Klassiek maak. Dit is nou interessant se een daai. Ja. Ek hou van daai een. Ek het nou die dag gekyk, is ter miljoene bottels wat hulle maak in 'n jaar. Dit is 'n verskriklike groot storie. Morgan? Ja, ek het nog so daaraan gedink. Ek dink daar's baie mense wat ek rondom 'n tafel mee moet sit, maar iemand wat my altyd fascineer is 'n sokkerspeler en ek dink hy drink in anyway baie wyn nie. Of hy drink seker glad nie wyn nie, dis Cristiano Ronaldo. Ek sit altyd baie van sy podcast en kyk en hoe hy dink aan die lewe. En toe dink ek, ja, dis nogal so ou wees wat ek 'n klomp vrae voor sal hê, van sy upbringing tot waar hy vandag is. Ek dink hy gee meer wyn uit as wat hy wyn drink, maar ek glo hom so moments sal hy 'n glasie met my geniet. So wat 'n klub ondersteun jy? Nee, ek is glad, ek is definitief so diep in sokker. Ek het altyd geondersteun oral waar hy heen gaan en nou ondersteun ek glad die sokker. Okay, Ronaldo, jy moet luister hier in die Afrikaans nie. Ja. Hy kan nie. Charles, lewend of dood? Dood ongelukkig. Leonard Cohen, ek is 'n verskriklike groot aanhanger van Leonard Cohen en ek moet nogal sê sy musiek het 'n bietjie klein deeltjie van my lewe verander. Jy weet liedere soos The Anthem en A Bird on a Wire en jy weet hierdie man was fenomenaal. Ek het 'n bietjie gelees oor hom, boeke oor hom gelees en hy was 'n interessante Kanadese filosoof, skrywer, digter en sanger. En as ek baie keer alleen is by die huis en ek het so 'n bietjie van 'n afdag, dan sit ek Leonard Cohen aan en dit het 'n groot invloed op my. Ek sal graag 'n botteltjie De Tiger, de Grendel 22 met hom wil drink. Pragtig, joh. Dat dit moet 'n oomblik wees, nee. Diep siel. Weg van diep na jou wyn en kos guilty pleasure. Wow. Karabello, het jy een? Sure, Of eet jy net Grand Kos saam met jou Pinot Noir? Ja, Martelies, ek is verslaaf aan biltong. Toe ons in Frankryk was en ons ry na Bordeaux toe haal die protégé facilitator Magda 'n sakkie biltong uit. Sy was die maand voor dit in Namibië. Toe wou ek amper skree van opgewondenheid. So dis definitief biltong met enige wyn. So ja. Morgan? Ja. Guilty pleasures vir my iets wat ek uitsien om te eet is. Ek hou altyd van 'n steak en dit is nou sommer in die middel van die week. Dis nou nie net Saterdag of Vrydag nie. Maar dit sal ek net so alleen eet en net sout en peper. Soos jy altyd sê, gooi net 'n bietjie sout en peper oor dan jy en dan sny ek hom vir ons so op en dan sal ek en my vrou dit so geniet. Ek sê altyd dat my guilty pleasure sal wees iets wat ek nou nie by die Grendel maak nie en dit sal 'n Chenin Blanc wees. Sy. Ja. En wat is snit steak vir sirloin? Sirloin. Dis ja. Ons het nou die lekkerste sirloin gebraai. Charles? Ek gaan 'n bietjie eksoties wees en ja, want kyk jy vang jou eie vis, hy jag sy eie. Hy kom vir ons kom vleis aflewer op 'n stadium, dis die lekkerste wildvleis wat ek in 'n lang tyd afkoop. Ja. Ek wil net sê ek wil hom net sê ek gee vir Martelies 'n botteltjie gister 'n mos.
En ek weet nie, somme is toe verkeerd. Dus ek was veronderstel sy moes 1 plaatjie maak van 8 mosbolletjies, toe ek daar kom, toe sy omtrent 300. Ek dog sy's later in die visbak het sy ook mosbolletjies gehad. Ek het gebak tot in die nag, dink ek mosbolletjies gebak. Maar daai ene het dan redelik goed uitgekom. Die vorige een was kon jy iemand doodgooi met daai mosbolletjies. Ek het dit dan uitgewerk self, ja. Ja, Martelies, myne is 'n bietjie risotto met 'n gemaalde alle kruk en perlemoen. En dan nou 'n lekker vet chardonnay wat so 3 jaar oud is van de Grendel en die musiek speel in die agtergrond van Leonard Cohen of een van daai Come Away With Me Tonight, jy weet, een van daai liedjies wat Nora Jones, ja. Kan ek vir 'n sekond nie op Nora Jones kom nie, sy het net so groot invloed op my gehad. So, dis baie mooi. Laaste een, die een wyn wat, as ek dit na jou huis toe bring, dit is hoe ek jou beïndruk. Wat se wyn sal dit wees? Ja. Ek dink, Miskien moes ek vir jou gevra het, wat is die meeste wat jy nog ooit vir 'n bottel wyn betaal het, maar nou weet ek nie of ek mense so wil blootstel in die lewe nie. Ja, ek dink dit sal 'n Pinotage moet wees. Miskien 'n Kanonkop Estate Pinotage. Die Black Label of die... Dit kan... Hoef nie so ver te gaan. Ja, dit hoef nie so ver te gaan nie. Morgan, jou kant, waarmee beïndruk ek jou? Dis nou duur, maar dis nie iets wat ek glad nie koop, maar wat ek al een keer gedrink het, wat so klein stukkie verander het in my, is dit, ek in 2018 gedrink, 'n Opus One. Vintage maak eintlik saakie, maar daai was, dink ek, was 'n 16 gewees. Wat is dit? Vertel dit is 'n Bordeaux blend, wat uit Californië uitkom. En jy weet, dit is iets wat uniek was, wat ons het dit geproe tussen 4-5 groot Bordeaux wyne, en die wyne het dit tops uitgestaan uit al hy wyne uit, en ek het gedink, ja, dit is iets uniek. Jo, wat is die smaak? Ek meen, wat 'n vrug of... Jy weet, dis daai donker vrug, black currants, maar baie powerful en wat hulle noem so sappig as jy hom drink. So ek dink as iemand by my is opdag met so 'n bottel wyn, dan sal ek nogals impressed wees. Juicy. Impressed met dat hy soveel betaal het vir die wyn. Laaste woord aan Charles. Nee, ek net gesê Opus One is 'n kombinasie van Baron de Rothschild, Philip de Rothschild en Robert Mondavi saam, en hulle het hierdie fenominale kelder daar, ek was bevoorreg om daar te gaan besoek aflê, ek dink hy was nog net 'n jaar of 2 oop, wat 'n ongelooflike ontwerping, jy weet, ek dink 'n argitek het absoluut vryhand gehad. Nee, Martelies, my gunsteling, ek is so 'n bietjie liever tong in die kies underdogs. So as jy by my kom kuier met 'n wyn uit Italië, uit Bulgari, jy weet, dis nou die spesiale klein Bordeauxie in Tuscany wat hierdie geweldige Sassicaia en Ornellaia, die wyn is ongelukkig ontsettend duur, maar jy weet, hulle staan geweldig sterk op teen Bordeaux, wat hierdie eeue tradisie het, en daar is fantastiese wyne van daar, en ek was bevoorreg om 'n paar keer te proe, nog nie almal nie, maar daar is baie sterk wyne, so spaar 'n bietjie geld om kom kuier by ons en bring 'n bottel Bulgari. Okay, ek sal begin spaar. Ek wil vir julle baie dankie sê, daar is so baie wat ons nog oor kan gesels. Ons sien uit, Karabello, om jou pad vorentoe te volg. Ons hoop jy kom in Oregon uit en die wêreld wat vir jou oop lê. Morgan, ons proe jou wyne en dis heerlik om te sien dat julle so lekker saamwerk ook, en jy weet, alle respek. Heerlike Melou, dankie vir die bederf hier in die ateljee. Charles, dink aan jou met die pad vorentoe, dink aan jou met die Parstyd wat voor lê, en gesondheid op die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn. Baie dankie. Dankie maar. Dankie, Martelies. Soos gewoonlik sluit ek af met my wynfeit vir die week, en vandag is dit meer as een. Het jy geweet, en hierdie is nou, 'n vreemde een, die Romeine het druiwemos in loodpotte gekook om 'n soetstroop genaamd sapa of de fritum te skep, wat soetheid bygevoeg het tot die wyn, maar ook lood, wat moontlik loodvergiftiging en gesondheidsprobleme veroorsaak het. Baie bly dit is nie meer die geval nie. En die Grieke, die antieke Grieke het dikwels wyn verwater en soms seewater, sout, kruie of heuning bygevoeg, maar wyn was sentraal tot hulle kultuur, insluitend symposia of drinkpartytjies. Dit is 'n bietjie van die toevoegings tot wyn in die verlede met die Romeine en die Griekse of die antieke Grieke. Ek groet vir vandag se RSG Bekbazaar, die reine wynheid. Stuur my e-pos, gesels met my oor wyn. Wat is jou gunsteling
nuwe wyn. Dalk het jy oor die afgelope ruk 'n nuwe wyn ontdek. Brink by rsg.co.za. En onthou gaan luister die ander episodes, soveel goeie stories in daai episodes vasgevat en is op al ons platforms YouTube, rsg.co.za, SABC+ en Spotify. Tot volgende week.